Miskien wat se gevoel by jou deurgekom het nou? Toets. Dan sê. Ek sal dalk op een plek verskil met Carl Sagan. Ek dink daar het vir ons hoop gekom. Ek dink Jesus het vir ons kom wys hoe lyk 'n lewe. Hoe lyk die deur, hoe lyk die pad waarna ek en jy kan loop om onsself te red van 'n lewe van destruktiewe, afbreekende lewe wat ek en jy leef. Gelooflik as mens mooi daaroor dink, nee, die groot oorlog van hierdie wêreld. Maar ook baie keer jou groot en my se grootste ongelukkigheid. Is dit regtig so 'n big deal? Want ons leef met hierdie ding van beide in ons, nee, die moontlikheid om regtig te besef wat jou bron is en waarvan af jy kom. Ek ben Adam is so gemaak, nee, die woord nederigheid waaroor ons vanaand praat, klink baie soos laasweek se een van vergenoegdheid. Die lewe van eenvoud. Die woordjie humility kom van die woordjie af humus, wat beteken grond, stof, aarde. En dink nou aan die verhaal van Adam, hy is gemaak, en wanneer hy gemaak is, dan is hy gemaak, hy is geformeer, sê die ou vertaling nog, uit die stof van die aarde, en God het die lewensasem in hom ingeblaas. Soos jy hier sit vanaand, en soos ek hier staan, is daar hierdie twee wêrelde mekaar kom. Jy is van die aarde, jy is stoflik, jy is humus. Jy gaan weer eendag dit word. Jou liggaam ten minste. Maar dan tegelijkertyd is daar hierdie goddelike lewensasem, wat maak eintlik dat jy iets werd is. Die oomblik as jy besef wie jy is, en dat jou bron lê, en dat God alles vir jou gee. Dat alles wat jy bymekaar gemaak het, en alles wat jy het, al die verhoudings, al die dinge wat vir jou uitgewerk het in hierdie lewe, dat dit van God afkom, dan leef jy 'n lewe wat gekenmerk deur jou humus, deur die feit dat jy nederig kan wees. Die teendeel is dat jy kan sê, ek het alles gedoen. Ek is so goed, ek is so belangrik. Ons noem dit 'n lewe van hoogmoed. Die woordjie wat in die Ou Testament gebruik word vir hoogmoed, word direk vertaal om te sê, to have a brass neck. Met ander woorde so 'n stywe nekkie, af te kyk op ander, en te sê, ek is beter as julle. En ons almal doen hierdie ding, nee. Ons almal wil graag ons eie wil laat geskied. Dink aan klomp voorbeelde, ek het vanoggend baie lank daaroor gepraat, maar dink aan baie praktiese voorbeelde, hoe ek en jy baie maklik geïrriteerd raak of gefrustreerd raak, net as die lewe nie uitwerk soos jy dit wil hê nie. En ek het my uitgevang, veral hierdie week toe ek oor die tema moes werk. Byvoorbeeld Vrydagmiddag was vir my so 'n middag. Ek het klomp goed gedinge wat ek gedink het moes gebeur volgens 'n sekere manier, en ek het my dag so beplan, en toe is daar 2 oproepe wat inkom, en iets gebeur by die huis, en ek moet gou dit doen en dat, en ek moet dit vergeet om te koop, en ek is onmiddellik by my 'n irritasie, en ek is gefrustreerd, en ek is sommer vir die wêreld kwaad, omdat dinge nou nie uitgewerk het, soos ek het wou gehad het nie. Die wonderlike ding dat, as ons nederig kan wees, is dat ons kan vrykom van al daai gevoelens. Waar ek baie keer angstig raak, of 'n klomp vrees in my het, of ek nou goed genoeg is en myself moet meet, of ander ek kan van daai goed ontslaa raak, as ek regtig nederig kan wees. Want die moeilikheid is, as ek regtig belangrik wil wees, en jy wil ook belangrik wees, dan het ons moeilikheid, nee. Daar is baie keer in die plek van die wêreld net een persoon, wat as nommer 1 kan staan op 'n podium. Dis baie keer net een persoon wat 'n goue medalje kan kry. Daar's net een persoon wat die erkenning kan kry. En dan is ons in wedywering met mekaar, nee, en dan wonder ons heeltyd, het ek gemaak, het ek dit nie gemaak nie. Dan wonder jy heeltyd, is ek goed genoeg, is ek nie goed genoeg nie. Hoe lyk ek? Hoe moet ek loop? Hoe moet ek aantrek? Net ter wille van hulle. Ek gaan weer die voorbeeld gebruik wat ek vanoggend gebruik het. Ek dink die beste vertelling wat ons kry in die Nuwe Testament is waar Jesus se disippels loop
met hierdie self ding in hulle koppe, né? Hulle is op pad na Jerusalem toe, hulle is op pad daar waar Jesus die nagmaal moet gaan instel, en dan loop hulle onder mekaar en praat, hey, wie van ons is die belangrikste? Want Jesus het ons nou al 'n paar keer gesê, die nuwe koninkryk van God gaan kom. Met ander woorde, in hulle konteks, daar gaan 'n nuwe regering kom, ons gaan 'n nuwe koning kry. Jesus gaan die nuwe president wees, en nou is hulle besig om te praat, wie van ons gaan nou visiepresident wees? Wie van ons gaan nou die minister van finansies wees? Wie van ons gaan daai belangrike ereplek kan inneem daar by Jesus? En ons lees ook net dat Johannes en Jakobus soos 'n tipiese ma ook by Jesus kom en sê, ag Jesus, ek wil net vir u vra, as jou nuwe koninkryk nou kom, kan my seuns Jimmy en Johnny daar saam met jou regeer, jy weet. So of tipies soos enige ander ma. Maar ons kan dink hoe hierdie ouens nou loop, en dan sê die teks, Jesus het geweet dat hulle met mekaar loop en praat. Nou voor ons nog kom wat hulle vir mekaar sou sê, dink net aan die angstigheid, Dink aan die planne wat jy in jou kop moet maak, as jy soos hulle die belangrikste wil wees. Jy moet in die eerste plek uitstaan bo ander. Of jy moet die ander laer maak, minder maak, dat jy kan meer wees. En as ons gaan kyk na die disippels, ek dink nogal ou Nathanael, die oudste disipel, wat heel wat ouer was as die ander ouens, hy sou baie maklik vir die ander 11 kon sê, hey, hoor die ouens, dis logies, ons lewe hier in 'n hiërargiese samelewing, ek is die oudste hier rond, so as Jesus nou gaan president word, is uitgemaakte saak, ouens, kyk, visiepresident is my plek. Ek dink Peter sou 'n goeie saak kon uitmaak, om te sê, hey ouens, het julle vergeet wie het op die water geloop? Het was dalk nou nie vir baie ver nie, maar dit was ek, jy weet. Wie was saam met hom op pad berg toe? Vir wie het hy gesê, op wie gaan hy die kerk bou? So Petrus kon baie maklik gesê het, hy is die een. Johannes sou weer baie maklik kon sê, nee ouens, maar julle verstaan nie, ek en hy was baie close, hoor. Ons het baie goedjies alleen gedoen. En hy het dit nie in soveel woorde gesê nie, maar ek is seker hy het bedoel visiepresident. Jakobus, sy boetie, sou net gesê het, hey, maar dis in die bloed, dis my boetie hierdie, dis my plek. En dan gaan hulle mos in Roe daai teks 2 weke terug gebruik, dan kom hulle in die bovertrek, en omdat hulle met mekaar loop en redeneer oor wie die belangrikste is nie een van hulle bereidwillig om die doek en die skottel op te neem en mekaar se voete te was nie, want die een wat dit doen, hy sê sommer count me out, en dan is Jesus die een wat dit doen, Hoe doen ek en jy dit vandag? Hoe probeer ons heeltyd, want die wêreld van 2015 dink ek is dalk nog meer so as in Jesus se tyd. Ons loop hier rond en vra wie gaan visiepresident wees as Jesus se president word nie. Ons voel partykeer so misken. Ons voel partykeer so hartseer of so kwaad as dinge net nie uitwerk nie. Hulle het almal genooi na die partytjie toe, maar nie vir my nie. En as jy hartseer vir 'n week selfs. En jy hou ook sommer nou nie meer van die mense wat die partytjie gehou het nie, want hulle het jou nie raak gesien nie. Hulle het vir almal dankie gesê nou die dag. Hulle het my vergeet. En nou is jy kwaad, nou is jy hartseer, nou is jy depressed. Jy kan 'n maagseer kry. Van al die stres, of jy herken word of raak gesien word, hoe lyk jy in die oë van ander mense? Ek dink dis wat lê partykeer agter skinder ook. Het julle gehoor wat daar gebeur? En ons praat tog so baie maklik oor mense. Want die oomblik as ek oor jou kan praat, en ek kan vertel van die dinge wat verkeerd loop by jou, dan lyk ek mos bietjie beter. Ek dink dit lê agter kla, agter die hele ding van, jy's hierdie ouens kan nie 'n ding reël nie, ek moet vir hulle wys. Dan word jy maak jouself klaar beter. Mense wat voortdurend murmureer, sê die Bybel. Voortdurend uitloop en sê wat verkeerd is. Dis 'n stuk hoogmoedigheid. Want as ek in beheer was, sou dinge nie so gewees het nie. En oral waar ons kom, is ons besig met hierdie wêreld. Ek het vanoggend dit gesê, klein kindertjies al doen dit. Wie sit voor in die kar? Wie staan voor in die snoepiesery? Dat Jesus nogal vir die ouens sê, ja, jy moet nie ouens op titels aanspreek, die titels is nie belangrik nie. Dat man nogal dink as ek so af en toe by die golfbaan kom,
Ons het baie keer net 4 karre, maar op hierdie 70 oop parkerings mag ek nie stop nie, want as die president se en die visie-president en die sekretaris, ek weet nie eens al die name nie. Ek moet daar ver stop. Dis net soos dit by die gym ook vir my baie keer, nee. Ouens gaan gym toe, maar dan wil hulle by die deur stop. Dan wil so min as moontlik loop om te gaan oefen. Verstaan dit nie? Stop hulle op die sypaadjie, stop mekaar vas, net om so na as moontlik te stap, sodat ek gaan hardloop op die treadmill. Ons doen dit op klomp maniere. Ons noem dit as ons praat baie keer van name dropping. Ja, kyk, nou die aand toe bel Victor my mos. Nee, Victor. Toe sê hy vir my nou as hulle World Cup toe gaan, dan, hulle is nogal reg vir die ouens. Ek ken hom. So. Name dropping, dis wat ons baie keer doen, net om te sê ek ken belangrike ouens, en dan lyk ek belangrik. Dit is baie subtiel hoe hierdie ding werk. Nou ek dink die grootste slag wat seker is wanneer jy hoogmoedig raak amper oor die geloof, oor die godsdienstigheid. Ek wil graag hê ons moet vanaand na die verhaaltjie kyk wat Jesus vertel in Lukas hoofstuk 18. Hoor gou mooi, met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. So Jesus het, wil ek al amper sê 90% van die tyd, het hy agtergekom, hier's mense wat heeltyd met mekaar loop en vergelyk. Wie's belangrik? Wie's meer belangrik? Wie's minder belangrik? Het ek dit gemaak? Het ek dit nie gemaak nie? En op klomp kere sou Jesus gesê het, as God kyk, dan draai ek nie die rolle om. Jy dink jy's belangrik, jy dink jy's sleg, ek dink ek draai net om. Want by my, wie swak is eintlik sterk. By my die een wat dien, jy is eintlik die een wat later, die een wat nou die minste sal wees, jy sal later opgehef word. Jy wat wil kom voorsit, jy gaan moet agtersit, jy wil agtersit, sal moet kom voorsit. Dis klomp wat Jesus vertel het. Nou vertel hy hierdie gelykenis, 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10% van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Hoeveel keer eindig Jesus se gelykenisse nie met hierdie woorde nie? So ons moet vanaand baie mooi hoor. Jy wat jouself baie keer verhoog, en ons doen dit op baie subtiele en klein maniere. Jy ry by iemand verby, die gevoel van ek is belangriker. Vir die ou by die petroljoggie by die garages, of vir die vrouens wat die til slaan by Pick n Pay. Net die gevoel van, hoe meet ons net, is ek belangriker? Jesus sê, as jouself enigsins hoër ag as iemand anders, of neersien op enige ander mens, oppas, dinge kan gou omdraai. Net hierna word die verhaal vertel van Jesus en die kindertjies. Het julle al gelees, daar staan in die Bybel, dat ons soos kindertjies moet glo? Het julle dit al gelees? Het julle al? Staan nie in die Bybel nie. Nergens in die Bybel staan ons moet soos kindertjies glo nie. Baie keer sê ons dit nogal. Hier staan ons moet soos kinders word. Nie glo nie, daai ding moet jy vergeet. Word in terme van nederig. Van toegelaat word dat iemand anders my kan help, my kan raad gee, my kan help om hierdie lewe te leef. Nou hierdie gelykenis wat ons vertel het, ek dink ons is baie keer bietjie hard met die, want julle weet wie is die verkeerde ou in hierdie gelykenis, nee, dis die fariseer. Maar ek dink ons is baie keer hard met die fariseërs. As ons nou mooi gaan kyk in die Bybelse konteks, was die fariseërs die goeie ouens. Dis die ouens wat pynlik godsdienstig was. Hulle het die wette getrou nagekom, hulle het groot offers gebring, hulle het elke Sabbat kerk toe gegaan of sinagoge toe of tempel toe dan. Hulle was rein, hulle het probeer om hulle het 613 wette gehad, byvoorbeeld
op 'n Sabbat mag jy byvoorbeeld, ek dink net iets so 60 meter geloop het. Maar die 61ste meter is sonde. Dan begin jy werk. Met ander woorde, hulle was pynlik oor hulle gewoontes, oor die wette wat hulle moes navolg. Hulle was groot nasionaliste, hulle het gestaan vir Israel, hulle het geglo as die elite, hulle het regtig goeie voorbeelde gestel. Hulle het regtig probeer om dinge reg te doen. Ek dink nogal ons sou dalk getel het onder die fariseërs. Ons kom kerk toe. Die tollenaars was nie die goeie ouens nie. In hierdie verhaaltjie nou ja, maar dis wat Jesus wou doen, hy wou die ouens skok. Die tollenaars was die bad ouens. Dis die ouens wat in eerste plek wat geld gesteel het. Dis die ouens wat bietjie oneerlik was, wat met daai losgeld baie keer ook los vrouens opgetel het. Hulle was regtig ouens wat ouens afgepers het. Hulle het eintlik geen godsdiens gehad nie, hulle het niemand aanbid nie. En hulle was ook volksverraaiers, nee, dit was Jode wat vir die Romeine begin werk het. Die verhaaltjie van Saggeus, wat 'n tollenaar was. Hy eintlik was sy naam Sagaria. Hy was 'n Jood, Sagaria. En toe word hy nou Romein en toe verander sy naam van Sagaria na Saggeus. Soos al die Romeinse name eindig met die uitgang. Hulle het nooit in die tempel gekom nie. Met ander woorde, net die feit dat die ene fariseer is en die ene tollenaar, maak eintlik dat die fariseer die een moet wees wat die goeie ou is. Okay. Kom ons praat oor hulle gebede. Is daar iets verkeerd met die gebed van die fariseer? Ek dink aanvanklik nie. Hy doen dit wat enige fariseer was om te doen. Hy het 'n staande gebedshouding gehad wat normaal was en heel waarskynlik was dit 'n stil gebed wat hy gebid het. En hy het God gedank vir alles wat hy ontvang het, net soos Dawid dit gedoen het, net soos wat baie ander ouens en Paulus dit ook later gedoen het. Met ander woorde, daar was niks verkeerd met die fariseer nie. Ek dink op vertoonsig sou die tollenaar nie goed gelyk het nie. Ek weet hier is 'n ou wat daar staan aan die straat en op sy bors slaan en skree. As ons so 'n ou kry, gaan ons dink hierdie ou is 'n freak. So die tollenaar is meer die weird ou hierso. So ek dink nie ons moet veralgemeen nie. Die feit lê nie by die fariseer of by die gebed wat hy bid of by die tollenaar of die tollenaar se gebed nie. Maar en hierdie gelykenis gee vir ons die interpretasie. Die fariseer het homself verhoog. Terwyl hy bid en dankie sê vir 'n klomp goed wat hy kan doen, sê hy ook ja baie dankie dat ek nie soos die egbrekers is, 'n klomp van die ander ouens wat sonde doen nie. En dan vang sy oog ook die tollenaar wat daar staan en hy sê en dankie tog dat ek nie soos daai ou is nie. So hoe meet die fariseer? Horisontaal. Hy meet hom so en sê is ek beter of is ek slegter? En ek dink dis wat ons baie keer doen, nê. Op alle gebiede nou. Ons meet en ons kyk, hoe meet ek teenoor jou? As hy na die tollenaar se bedrog kyk, dan lyk hy nogal eerlik. As hy na die tollenaar se onreinheid kyk, dan lyk sy lewe nogal rein. As hy sien hoe die tollenaar lyk, dan lyk hy verseker asof hy behoort trappie staan. Wat die tollenaar doen is, hy vergelyk hom nie horisontaal nie, maar vertikaal. Hy staan voor God, en hy sê, voor God het ek niks om aan te bied nie. En dan sê hy, wie is my genadig? En nou kan Jesus gaan en sê, hierdie verhaal wat ek nou vertel het, is vir elkeen van ons 'n uitnodiging. Jy kan ook vanaand verlos word van 'n lewe van angstigheid, 'n lewe van vrees, 'n lewe van haat en wrok en geïrriteerdheid en frustreerdheid, as jy vanaand kan ophou ook om so te meet. En te wonder en te hoop dat die wêreld altyd moet uitwerk, tog soos jy dit wil hê. Jy kan dit laat gaan, want die wêreld gaan nie altyd uitwerk soos jy dit wil hê nie. So sien jouself vanaand soos die tollenaar. Sien jouself waar jy alleen, luister mooi, alleen voor God staan. Jy staan, of sit dalk nou alleen voor God. Wie is jy nou? Hoe belangrik is jy? Wie is jy? In eerste plek, ja, ek dink, voor God is ons 'n sondaar, is ons 'n 0 uit 10. Is ons humus, is ons grond, is ons stof. En ons mag nooit daarvan af wegkom nie.
Maar dan tegelijkertyd is God die een wat sondaars genadig is. En wat elke dag nog steeds ook ons optel, en ook die lewensasem in ons blaas, en vir ons tweede en derde en vierde kanse gee. Daarom sal ons nooit, dink ek, opgewonde kan raak oor ander se mislukkings, oor hoe ander mense maak, wat hulle van my dink, wat ek moet aantrek en hoe ek moet loop sodat hulle van my hou nie. Want jy moet jou net meet teenoor hoe jy lyk en hoe jy bestaan vir God alleen. Dit kan jou vrymaak van 'n klomp goed in hierdie wêreld. So ek gaan nou 'n paar oomblikke net gee vir stilte. En sien dit dan so asof dit jy en God is alleen. In die stilte gaan ek oorgaan tot gebed en ons gaan ook afsluit met 'n gebedssang. Kom ons haal sommer net diep asem waar ons sit. Ons raak bewus van onsself, van ons stof. Dat ons maar net behoort op hierdie klein stofdeeltjie op 'n sonstraal. En dat ons tog nie bedink ons is so belangrik of so wys of so goed. Dat ons altyd wil beheer en wil regeer nie. Eintlik beteken ons niks. Here, maar baie dankie dat U dan in ons niksheid inkom. In ons sondigheid en van ons menslikheid. In ons stoflikheid en ons kom optel. Dat ons nou vir U kan sit as 10 uit 10 mense. Nie wat ons so goed is nie, maar wat U so genadig is. Dat ons ook vanaand net kan saamkeer en kan huis toe gaan met die wete. In U teenwoordigheid beteken ons verskriklik baie. Is ons verskriklik belangrik. Omdat U na ons kyk. Omdat U aan ons vat. Omdat U elkeen van ons liefhet. Mag ons hierdie vrede in elkeen van ons dra. Here, skep in ons ook 'n rein hart. Skep in ons 'n lewe van nederigheid. Want juis daarin kom die oorvloed, kom die lewe, kom die goeie dinge wat U vir elkeen van ons gee.